Ons is by mekaar in die naam van die almagtige Heer wat hemel en aarde gemaak het. Die woord sê oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sonde is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Die gemeente sing Gesang 200 in die liedboek, strofe 1 en 2, dis ou Gesang 40, ook strofe 1 en 2. Die goedheid Heer kan ons nie pyl nie, die word daardeur nie diep getref, niks anders bring vir ons die heil nie, ons wil ons hart op U verhef. Aan U alleen ons dank en ere, dit sal ons lus, ons lied U bly. U sal ons nooit vergeet nie, Here, U wil ons in U waarheid bly. Gesang 200 in die liedboek, ou Gesang 40, strofe 1 en 2. Gesang 383 in die liedboek, dis ou Gesang 125, strofe 2 en 3. En na die belydenis, Gesang 282 in die liedboek, dis ou Gesang 36, strofe 1, 2 en 6. Gemeente, waaruit ken ons sonde en ellende? Ons ken dit uit die wet van God. Luister dan met aandag na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slaverny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, self tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sy land bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie,
Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Aangesien ons nou weer opnuut ons sonde en ellende in die wet erken, laat ons ons skuld bely in die sin van Gesang 383 in die liedboek, is Ou Gesang 125, strofe 2 en 3. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en die mond bely ons en ons word gered. Laat ons dan 'n belydenis van ons algemene Christelike geloof doen en laat elkeen van ons in sy hart soos vol spreek. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Aangesien ons nou ons geloof bely het, dat ons ons lewe aan die Here toewy, in die sin van Gesang 282 in die liedboek, is Ou Gesang 36, strofe 1, 2 en 6.
Ons skriflesing is Lukas 19 van vers 37 af en dan Psalm 118 van vers 13 af. Lukas 19 van vers 37 af en Lukas 19, presies Psalm 118 van vers 13 af. Toe hy naby die stad kom teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, meneer, maak stil die volgelinge. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê, as jy vandag tog wil insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal daar oor jou kom, dat jou vyande vestings teen jou sal oprig, en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak, en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd, toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. En dan Psalm 118 van vers 13 af. My vyande wou my platloop en my ondergang bewerk, maar die Here het my gehelp. Die Here is my krag en my beskerming, dit is hy wat my gered het. Hoor die gejuig in die laar van die oorwinnaars. Die Here doen kragtige dade, die Here triomfeer, die Here doen kragtige dade. Ek sal nie sterwe nie, ek sal lewe en van die dade van die Here getuig. Die Here het my swaar gekastei, maar my nie aan die dood oorgegee nie. Maak die tempelpoort vir my oop, ek wil ingaan en die Here loof. Dit is die poort na die Here toe, regverdiges mag daardeur ingaan. Ek wil u loof, omdat u my gebed verhoor en my gered het. Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Red tog, Here, gee tog voorspoed, Here, prys hom wat in die naam van die Here kom. Ons sien julle uit die huis van die Here. Die Here is God, hy skenk ons die lewe. Begin die fees, wuif met takke, gaan tot by die horings van die altaar. Tot sover lees ons uit die heilige woord. Gras verdor en blomme verwelk, en die woord staan tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, ons is dankbaar in u naam by mekaar, want u sorg vir die natuur, u sorg vir elkeen van ons na liggaam en siel en gees. U sorg vir alles, Heer, tot by die planete hou u alles in stand. U is soveel groter en u is soveel magtiger. Ons kan met soveel meer vrymoedigheid na u toe kom, omdat ons weet, agter ons staan die kruis en voor ons die ewige lewe. En niks sal ons uit u hand wegskeur. Ons pleit, Heer, dat u woord hier sal oopgaan. Ons vra vir die genade en die troos wat slegs deur die Heilige Gees en uit die woord uit na ons toe kan kom. Wil u ons tog in ons swakheid raak sien
en ons versorg met u heilige gawes, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gesang 393, die eerste strofe, dit is ou Gesang 130, die eerste strofe. Ons teksvers vir die preek is vers 44 van Lukas 19, hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis, hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou red nie besef het. Broers en susters, in die laaste weke het ons elke keer gekyk na iets wat met die lyding van Christus of die lyding van die mense om te doen het. Want Komende Vrydag is Goeie Vrydag. En dan het ons elke jaar, die kerklike jaar, so dat ons kyk na swaar kry, dat ons dit kan verstaan. En Komende Vrydag met Goeie Vrydag is maklik 'n swaarmoedige dag. Het is maklik dat ons amper met 'n swaar hart wil kerk toe gaan, en dis juist wat nie moet gebeur nie. Dit is baie hartseer dat Christus vir ons gekruisig is, maar dis juist nie al nie, dit is vir ons die ewige lewe. Ons moet daaroor dankbaar wees, ons moet daaroor bly wees, ons moet juist daaruit lewe. Ons het nou gelees waar Jesus teen die berg afstap na Jerusalem toe, en op 'n stadium staan hy en hy kyk na die stad en dan begin hy huil. Die mense daar rondom sing en hulle is dankbaar en hulle is bly. Maar Jesus self is baie droewig, hy's baie hartseer. Want dit wat hy daar raak sien en dit wat hy weet, en dit wat die mense raak sien en dit wat die mense weet, is twee teenoorgestelde kante van dieselfde munt. Hoe sal ons gereageer het as hy vir ons persoonlik elkeen hierdie woorde gesê het? Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat oorbly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red nie besef het. As Jesus daardie woorde vir een van ons sou moes sê, dan gaan ons boeklam skrik, ons gaan yskoud wees, en dan het 'n mens die nederige hoop dat ons tog maar ergens aan die pad ons ore sou oopmaak. Hoe moet ons daar die hele gebeure verstaan? Die een ding wat ons baie mooi moet verstaan, die gemiddelde persoon op straat is nie onnoosel. Baie eenvoudige voorbeeld. Elke een van ons, soos wat ons hier sit, weet en verstaan dat daar in die wêreld die goed nou besig is om baie ernstig skeef te loop. Ergens gaan die volke in Europa met mekaar op 'n manier handgemeen raak, en dit gaan ons raak. Ons hoef nie baie slim te wees om dit te verstaan nie. Dit is besig om bietjies al erger en erger te raak in Europa.
Dis goed eenvoudig soos wat dit is. En dieselfde, oor die laaste 20, 30 of 40 jaar was daar baie dinge in die kerke in Suid-Afrika op nie 'n plek nie, en die mense het agtergekom. Jy hoef nie hoog gestudeer te wees om dit te kon agterkom nie. En dieselfde beginsel het gegeld vir die gewone persoon op straat in Jesus se tyd. Die mense van Jesus se tyd het ook agtergekom, maar hier is ergens 'n ding wat nie reg is nie, en toe die regte goed begin gebeur, het hulle dit verstaan. Ons het al so bietjie daarna gekyk, hoe die gewone mens geleef in daardie tyd. Gewone persoon se huis, die hele huis, was omtrent so groot soos wat 'n slaapkamer in een van ons huise vandag is. 3 by 4 meter of 4 by 5 meter of iets in daardie lyn. Die huis se mure was omtrent 'n half meter, en had hulle houtbalke bo-oor gelê, en bo op die houtbalke het hulle planke neergesit, en had hulle matte op die plank aan die bokant gegooi. Dit is hoekom hulle die Jesus die ou gesond gemaak het. Dis hoekom hulle maklik die dak kon oopmaak en die oukie op sy draagbaar daar kon laat insak. Die huise se vloere was gestampte grond, partykeer het hulle fyn klippies gehad. Die mense het nie tafels en stoele gehad nie. Hulle het 'n maatjie neergesit en dan hulle op 'n kas. Die kas waar hulle nou hulle breekgoed in geberg het, dit is hulle tafeltjie gewees, daar het hulle geëet. En om kos te maak het hulle buite vuur gemaak. Dis hoe eenvoudig die mense geleef het, gewone ou. Hulle mediese goed was net so eenvoudig gewees. Ons kan dit self dink. In daardie tyd, 'n blinde darm wat gebars het, dit beteken die persoon gaan dood. Daar was nie 'n regtige manier, ernstige manier om eenvoudige ding soos koors te behandel. As 'n mens al hierdie goed bymekaar sit, dan moet ons die een ding mooi verstaan. Die sterflikheid van die mens was 'n probleem. Ons kan vandag gou 'n dokter toe gaan en kry ons medisyne en ons aan. Maar in Jesus se tyd het iemand siek geword en dood gegaan en hy's begrawe en dit was verby. Dit is hoe maklik die mense te sterwe gekom het. Dit is hoe maklik hulle siek geword het. En wat het die mense dan van Jesus beleef? Ons sê, ons glo, hy versorg ons. Ons glo, hy seën ons arbeid, en dan kan ons iets gaan koop. Die mense van sy tyd was daar gewees toe hy die brood gebreek het en toe hy vir hulle in die hand gegee het. Hulle was teenwoordig toe hy met die storm praat en die water stil word. Hulle was persoonlik daar gewees toe hy die mense gesond gemaak het. Dis heelwat nader as wat ons daar is. En dan die mense met mekaar gepraat. Dat hulle vir mekaar verduidelik en gesê, maar daai ou, hy was die dag daar toe hierdie Jesus van Nasaret die dogtertjie weer lewend gebid het. Hy was daar gewees toe hy dit gedoen het. Gepraat met daai ou, hy weet, hy het dit gesien. Nou kom hierdie bekende karakter, die persoon Jesus, dan kom hy teen die berg afgestap. Wat doen die mense? Hulle is so verskriklik dankbaar. Hulle is so bly. Hier is nou die een wat die koning moet word. Hier is nou die een wat kom red. Dis hoekom hulle daar sing. Loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. En dit is nog dieselfde woorde wat die engele gesê het toe Jesus die aand gebore is. Dis wat daar gebeur tussen die gewone mense. Hoekom sou Jesus dan staan en huil
As dit so baie vir die mense daar rondom hom beteken, hoekom is hy so droewig? Hoekom is hy so hartseer? Hulle noem hom die profeet, hulle noem hom die Elisa, hulle noem hom die seun van Dawid, hulle noem alles wat mooi en reg is. Hoekom is hy so droewig? Want hy kyk so 'n bietjie by hierdie mense so goed verby en hy kyk wat gaan in die wêreld aan van sy tyd. Hy kyk wat gebeur daar. Wat is die groter prentjie wat hy raak sien? Die mense wat hom moes erken. Die mense wat hom moes raak sien vir wat hy is. Hulle het hom uitgejou, hulle het hom probeer wegjaag. Hulle het liegstories oor hom uitgedink. Of hulle was sommer net ongelowig geweest. Die ouens wat die beste moes verstaan, is die mense wat jy strikvrae gestel het. So, waar die gewone mens met eenvoudige kinderlike geloof die ding presies reg erken en verstaan het, alhoewel hulle dalk nog nie alles verstaan het. En die slim ouens en die geleerde ouens dit alles heeltemal verkeerd verstaan. Hulle was hatig, hulle was jaloers. En dan huil Jesus, want dit is nie net met hom wat dit gebeur het nie, dit kom al geslagte lank. Dis wat daar gebeur. Dis hoekom Jesus staan en hy kyk en hy huil. En dis hoekom hy hierdie ernstige woorde sê. Hulle sal in jou nie eintlik op die ander laat oorbly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red nie besef het. En Jesus se woorde het 40 jaar later waar geword, toe Jerusalem geheel en al vernietig is. Toe dit waar geword. Broers en susters, daar's maar 1 of 2 of miskien 3 redes oor hoekom Jerusalem, kyk ons moet mooi verstaan, Jerusalem moet die Godstad gewees het. Jerusalem is nie net die stad self nie, dit staan vir, dis 'n simbool van die geloof. Dis so mooi om so wees. Jerusalem klaai dan aan, dan sê hy, maar julle het die profete doodgemaak. Die rede daarvoor is of konswilligheid of ongeloof. Die gewone op straat het in die geloof die koers gehou. Maar offisieel was dit baie ver van alles af wat reg kon wees. As Jesus hier sê, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red nie besef het nie, dan is daar 'n baie goeie kans dat daar baie meer moedswilligheid was, as wat daar net ongeloof is. Waar staan u en ek vandag? Hoe raak hierdie gedeeltes ons? Aan die een kant is ons hele wêreld rondom ons besig om heidens te word. Dit gebeur al 'n hele ruk lank. Maar soos wat Jerusalem teenoor Christus vyandig was, moet ons nie verbaas wees as ons aan die een kant begin agterkom dat die wêreld vyandig staan teenoor die geloof. Nou die afgelope week in Spanje het 'n klomp ondersteuners van een van die groot klubs 'n beeld van Christus daar op die paviljoen gebou. Of 'n beeld gemaak, dat dit baie duidelik kan wees, hulle is gelowiges. Die klub is met $40,000 beboet, want dit doen skade aan die eerbaarheid van sokker, as hulle Christus eintlik. Net so eentjie daarvan af, is allerhande verkeerde goed toegelaat, want dit bevorder die sport.
of dit nou daar gebeur of dit nou hier by ons gebeur, die beginsel is presies dieselfde. Dit wat Jesus daar by Jerusalem raak gesien het, en dit wat ons in ons lewe beleef is, die beginsel is dieselfde. Ons moet nie dink dat die wêreld so vreeslik lief is vir God en gebod of vir ons Here Jesus Christus. Maar die belangriker vraag is, waar staan u en ek ten opsigte van Christus? Toe die dinge daar met Jesus gebeur, toe verstaan hy wat gebeur, alhoewel die ander mense dit nie verstaan nie. So bietjie later, dan praat hulle met hom en dan haal hy Psalm 118 aan. Die klip wat deur die bouers afgekeur is, het die belangrikste klip in die gebou geword. So die oomblik toe Jesus daar teen die berg afgaan en die mense sing, verstaan hy dit van Psalm 118 af wat sê, prys hom wat in die naam van die Here kom. Verstaan hy toe hulle sê, begin die fees wuif met die takke, weet hy, maar hierdie Psalm 118 verduidelik vir hom wat daar moet plaasvind en wat besig is om te gebeur. So hy het nie getwyfel waaroor dit gaan. Die eerste klompie verse wat ons gelees het uit Psalm 118, my vyande wou my plat loop en my ondergang bewerk, maar die Here het my gehelp. Dit beteken Christus het dit geken, hy het dit verstaan, en hy het geweet dat in spite wat vir hom voorlê, sal hy agterna kan terugkyk. Ek sal nie sterwe nie, ek sal lewe en van die dade van die Here getuig. Daar staan dit wat met hom gebeur het. Kan ons, soos wat ons hier sit, Psalm 118 vat, en dieselfde betekenis daaraan heg, kan ons ook met vrymoedigheid sê, die klip wat deur die bouers afgekeur is, het die belangrikste klip in die gebou geword, kan ons duidelik sê, maar hy is die belangrikste klip waarop ons gebou is, en hy is die sluitsteen waarna toe ons bou. Kan ons sê, ons is elkeen net 'n steentjie in die gebou wat op aarde gebou word tot God se eer. Kan ons dit doen? Kan ons met vrymoedigheid vir onsself die vraag vra, of ons net so dankbaar is en net so bly is, soos wat daardie mense daardie dag was, toe hulle klere voor Jesus op die pad gegooi het. Hulle het nie almal altyd reg verstaan. En dit moet bepaal hoe ons Vrydagoggend hier by mekaar kom. As ons met vrymoedigheid kan sê, ja, hy is die een wat werklik vir ons die pad oopgemaak het na die ewige lewe toe. Hy is die lam van God wat nou in die hemel staan. Hy is die tempel in die hemel. Dan moet ons Psalm 118 vers 19 raak lees. Maar die tempel, maak die tempelpoort vir my oop, ek wil ingaan en die Here loof. As ons Openbaring gaan kyk, dan sê Openbaring vir ons, daai vers waar genoeg. Christus is die lam, hy is nou in die hemel en hy doen die voorbidding vir ons daar. Broers en susters, om uit die geloof te leef, is een van die heel kosbaarste dinge wat daar met 'n gelowige mens kan gebeur. Kom ons doen die moeite vir die week wat voor lê, om gereeld baie te bid, dat ons meer insig kan kry oor wat Goeie Vrydag moet beteken. Kom ons doen die moeite om vir hierdie week meer Bybel te lees, dat ons insig kan groei, dat ons beter begrip kan hê. Wanneer ons dan Vrydag by mekaar kom, dan doen ons dit in dankbaarheid en in blydskap. Amen. Kom ons bid saam. Ons troue Hemelse Vader, ons verstaan nie hoe alles werk nie. Wat ons kan bely is, dat dit wel werk.
Al is die mens hoe slim, kan ons nie die skepping regkry nie. Ons kan dit hoogstens namaak. Al is die mens hoe ver gevorder, is ons elke keer weer verstom wanneer ons moet vasstel hoe fyn U alles beplan het, hoe fyn U alles maak en hoe mooi alles in mekaar pas. En daardie beginsel geld ook vir ons lewe. As ons terugkyk, kan ons in die meeste gevalle die genade raak sien, veral daar waar ons niks daarvan wou weet nie of dit nie besef het nie. Dan kan ons weer en weer voor U stil word en afhanklikheid. Heilige Heer, ons is en ons bly verleer, omdat U so groot is. Ons is en ons bly verleer, omdat ons so gereeld afdwaal. Net so kan ons deur die geloof elke dag van ons lewe U roepstem hoor. Ons word vermaan deur die Heilige Gees, ons word getroos en ons word bemoedig. Wil U ons nog help dat die kruis en die opstanding van ons Here Jesus nie net iets is wat eendag lank gelede gebeur het, maar dat ons juist elke dag daaruit kan lewe. Ons is nederig verleer en ons vra ook dat U ons sal bystaan in alle aardse sake. In ons huwelike, in ons verhoudings, in ons gesinne, in die manier waarop ons dagtaak verrig. Ons dankie dat dit so mildelik al gereën het. Ons bid Heer, dat U dit presies sal laat uitwerk, soos wat U weet dit nodig en reg is. Staan ons nog by in ons swakheid en wil U ons vergewe, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gesang 390, strofe 2 en 3 en 4, dit is ou gesang 131, strofe 2 en 4 en 5. 390 in die liedboek, 2, 3 en 4, 131 in die ou boekie, 2, 4 en 5. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.